Dominee is en hy sit al 5 minute en wag vir ons. Okay. Ja, dit is so lekker om vanaand hier by mekaar te kan wees. Ek sien ons is 'n bietjie minder, maar ek dink die sanggroepie is 'n bietjie minder vanaand, so die ouers is ook 'n bietjie minder. Maar ja, wat 'n wonderlike week het ons al beleef sover. Dat die Here pad saam met ons stap en onthou elkeen van ons wat hier so sit, onthou jy het potensiaal in jou lewe en daar is baie so potensiaal vasgevang in jou wat jy kan gebruik en die Here kan jou gebruik. En dan alles wat ons doen het 'n oorsaak en 'n gevolg ook. Ons moet dit altyd besef in ons lewe dat elke daad het 'n oorsaak en ons gevolge ook. En elkeen van ons hierso het die gawe om te kan gee en te kan ontvang. Vir elkeen wat uitgaan en die woord van die Here gee, ontvang weer terug. En maak nie saak wat jy gee nie, jou talente, jou geld, elkeen van ons kan dit doen. So ons moet altyd besef dat die Here daar is en hy stap saam met ons op pad. So kom ons loof die Here nou met 'n paar liedjies en ons gaan, ek weet nie hoeveel liedjies, so 4 liedjies lekker saam sing. So ons moet 2 keer harder sing want ek dink ons is so die helfte van gisterand. Ons kan dit doen. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal nooit ons jubel sange, U lof na waarde sing. Vervul en welbehaag ons harte met die Gees, skenk ons in hierdie dag 'n ware Christus wees. U wat as hemelkoning en heerlikheid regeer, maak onder mense woning, dan ons se diensplek hier. En herders vind 'n herde, oor wie al dankbaar juich, en wysers vind die wysheid, oor wie al billen buig. Soos kinders met Hosannas, wil koning my ontmoet, en Sion sy Messias, het hemels wonder groet. So wil my lied die vrede, die heerskappy besing, my lof en dank gebede, die juichend hulde bring. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Sy genade slaan my asem weg, sy liefde gryp my aan die hart, toe hy vir my tot die dood te veg, en my naam skryf in sy hand. Daar is niks wat my sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek suid, trek ek oos by wes verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. God se goedheid en sy guns oor my, agtervolg my dag en nag. God se grootheid en sy majesteit, laat my na my asem staan, en sy naam sal vir ewig staan, is die naam o elke naam. Wie weet waar sou ek begin, as ek sy liefde wil besin, maar
asems net te min. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag en nag. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag en nag. Glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk tog so selfversekerd, met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees, as dit met jou tref, dan speel dit jou min, dit lyk of jy dans as jy loop, ek kon dit nooit verstaan nie, ek moes die antwoord hê, ek jou sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet, nie die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê, hy voorsien en hy sal, ek's die koning se kind, ja dit maak my 'n prins, my lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins, vir niks is ek bang nie, ek was jy, maar ek's net 'n gewone ou. Dit klink so onregverdig, om 'n koning te hê, vir wie jy pa kan sê, toe jy my genooi, sê kom luister nou mooi, hoe kan jy toch so gou vergeet? Ons is weer 'n erfgename, en toe ek my kon kry, toe sê jy vir my, was die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, jy moet dit nooit vergeet, nie die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê, hy voorsien en hy sal, jy is die koning se kind, ja dit maak jou 'n prins, jou lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins, vir niks is jy bang nie, of wat sê ek nou, jou pa is die koning, jou pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, jy moet dit nooit vergeet, nie die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê, hy voorsien en hy sal, jy is die koning se kind, ja dit maak jou 'n prins, jou lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins, vir niks is jy bang nie, of wat sê ek nou, jou pa is die koning, onthou, jou pa is die koning, onthou, jou pa is die koning, onthou. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewe, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewe,
my lewe, koning van my hart. Goeienaand broers en susters en kinders. Baie hartlik welkom in die Here se huis. Dankie Debbie en Kobus en julle en Kali, en die voorsangers. Skielik staan my kop doodstil. Baie dankie vir julle lekker voorsang en die mooi liedere wat ons kon sing. En dankie vir soveel mense wat in die aand uitkom. Dis koud, Pinkster is laat hierdie jaar. Is al winter, maar ons waardeer julle elkeen en dit is lekker en spesiaal welkom vir die Lalitas wat hier is en mevrou Nortjie sien ek ook hier en van die ander personeel. Ons geniet julle baie dankie. Ons 2 onderhoofde sit daar. En die 2 onderhoofde, daar sit hulle, ja, ek sien ja. Nee, baie mooi, baie dankie Debbie. So 'n paar afkondigings net. Ons het in die week elke aand Pinkster byeenkoms tot by donderdag aand wanneer dit die 7de byeenkoms is. Dis so 'n reeks van 7 wetmatighede. Dominee Pieter het vanoggend by die aftreeoord Pinkster gehou en hy gaan ook woensdagoggend by die aftreeoord Pinkster hou. En dan ons donderdag aand sluit ons af met ons Pinkster en dan het ons ook so 'n sop en broodjie aand na die tyd waar almal uitgenooi word om lekker in die saal saam te kuier en sommer net 'n bietjie lekker te kuier oor dit wat ons in hierdie Pinkstertyd beleef het. En dan Sondagoggend ons Pinksterfees met 'n sangfees wat gaan plaasvind Sondagoggend. Vandag is daar net een dooplidmaat in ons gemeente wat verjaar, Marnus Nel. En ons sê vir hom baie geluk. Dan nooi ons julle uit na die tyd daar in die voorportaal en julle kan daar kry en buite of binne drink. Skrik en Magda Botha en Phil en Jenny Stols hulle se wyke, uitbreiding 2 wyk 3 en 5, die skink vanaand vir ons. En almal is baie welkom. En dan het ek gesê baie welkom vir die Lalitas. En daar is so 'n foto van hulle wat die skool vir ons gestuur het. Ons reeks hierdie jaar is hoe om suksesvol en gelukkig voor God te lewe. En daarvoor het ons 7 wetmatighede waarvan ons vanaand by die 4de een al kom en die tema van vanaand se diens is die minste inspanning wat nodig is. Kom ons sit so dan word ons stil voor die Here met hierdie woorde. Met my hele hart wil ek die Here loof. In die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind. Ek groet julle in die naam van ons Vader en Seun en Heilige Gees, die drie-enige God wat getrou is en wat getrou bly tot in ewigheid. En mag jy vanaand sy teenwoordigheid in jou lewe kragtig belewe. Amen. Kom ons sing as loflied saam, staande lied 431. Lied 431, so in die Pinkstertyd, vers 1 en 2 staande.
Baie dankie, julle meisies, dit was pragtig. Toe julle so sing en ek kan die woorde hier agter lees ook, toe dink ek wonder of julle weet wat gebeur in mense se harte wat julle stemme hoor en die lied hoor en hoe dit 'n mens eintlik optel op so 'n aand. En op 'n ander plek sit, ons is op 'n ander plek nou as wat voordat julle begin sing het. Baie dankie. Ons waardeer julle. En na die tyd is hier vir julle elkeen 'n sjokoladetjie. Julle gaan aan die einde hier wees vir die seënbede ook. Kom ons maak die Here se woord oop by 3 gedeeltes en die eerste is, julle kan maar oopmaak in die Ou Testament by Psalm 8 op bladsy 578 in my Bybel en dan Psalm 19. Ook 'n mooi gedeelte, Psalm 19 op bladsy 584 so bymekaar en dan een plekkie agter in die Bybel by 1 Korintiërs 13 op bladsy 228 in die Nuwe Testament. Psalm 8, Psalm 19 en 1 Korintiërs 13. En julle sal nou sommer weet dat Psalm 8 en Psalm 19 is 2 psalms wat albei die natuur aanraak en waar koning Dawid opkyk na die hemele en die natuur om hom en daaroor 'n gedig skryf. Maar dan in Psalm 19 ook die woord daarby bly. En dan 1 Korintiërs 13 is seker een van die heel bekendste gedeeltes in die Bybel wat ons vanaand saam lees. Kom ons word so vir 'n oomblik stil in gebed voor die Here. Here, baie dankie vir die voorreg om in die huis te kom op so aand en dankie vir mooi jong mense wat vir ons 'n pragtige lied gee. Dankie vir Debbie wat hulle afrig. En dankie vir elke woord wat hulle gesing het. En Here, soos ons gisteraand ook gehoor het met die groot koor wat hier was, dat hulle as jong mense ook graag u lig in die wêreld wil laat skyn en wil uitdra, ook as skool. Dankie dat ons daarin mag deel en ons so bevoorreg is om hulle vanaand hier by ons in die gemeente te hê. Dankie Here vir elkeen wat u vanaand hierheen geroep het en ons weet niemand is hier toevallig nie. U het 'n afspraak met ons en uw Heilige Gees in ons harte gewerk om hier te wees. Dankie vir elkeen wat vanoggend daar by die aftreeoord ook saam Pinkster gehou het. En Here, dankie vir so baie mense wat nie kan wees nie, wat iewers rondry, iewers op plekke is, ver weg werk en wat tog steeds die boodskappe ook kan kry wanneer ons dit uitstuur en daarna kan luister en kyk en in die Gees saam met ons kan wees. Ons dankie Here vir gesondheid en vir krag en vir lewe en vir tyd, die voorreg van die tyd ook in hierdie jaar tussen Hemelvaart en Pinkstersondag wat ons mag geniet. Kom Here en praat u met ons soos u wil en laat ons luister. In Jesus naam, amen. Een van ons ouderlinge werk die week in Palaborwa en toe bel hy my vanmiddag om die gemeente daar se naam te kry, sodat hy daar kan Pinkster gaan bywoon. En ander mense bel van iemand self van oorsee afstuur 'n boodskap om te sê, dankie, hulle kyk na die Pinkster boodskap saam met ons. So ons is nie al wat dit beleef nie, daar's ander rondom ons saam met ons, wat ook saam met ons luister na die woord van die Here. Kom ons lees Psalm 8. Psalm 8 hier op bladsy 228, bladsy 578 in die Ou Testament. Vir die koorleier met musiek 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk, soos kinders vanaand ook die magtige werk van die Here besing wat u tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyand en die wraakgieriges tot swye gebring. En dan sê hy, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande, het alles aan hom onderwerp, skape en beeste alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. En dan blaai ons na Psalm 19 toe net so 'n paar bladsye aan. En ek gaan nie die hele Psalm lees nie, jy kan dit maar by die huis weer gaan lees. Maar Psalm 19 is 'n mooi Psalm wat so uit 2 dele uitpraat. In die eerste deel praat Dawid oor die natuur
En dan van vers 8 af praat hy oor ons sê altyd die skriftuur of die Bybel, God se algemene openbaring in die natuur en dan sy besondere openbaring in die Bybel van vers 8 af. Die hemel getuig van die mag van God, vers 2. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. Die een nag deel die kennis aan die volgende mee, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar as hulle stem. En tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. En dan vers 8 sê hy, die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Ons praat van sukses en blydskap en dan sê hy, die bevele van die Here dui die regte koers aan en dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder en dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed en dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg en elkeen van hulle is regverdig. Hy beskryf die woord, Here se woord so as die woord, die onderwysing, die wysheid, die bevele, die gebod en die eise en die bepalings. En dan sê hy, hoe wonderlik is hulle, hoe kosbaar, beter as goud en hoe heerlik, soeter as druppels heuning uit 'n heuningkoek. En dan sê vers 12, u dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. En dan hoor julle die sukses. Wie dit alles doen, gaan sukses bereik met die beloning wat die Here gee. En dan lees ons by 1 Korintiërs 13 op bladsy 228 in die Nuwe Testament. En hierdie is so 'n mooi gedeelte en julle moet altyd onthou dat 1 Korintiërs 13 is so 'n invoeging. Dis soos wanneer 'n mens besig is met 'n toespraak of jy vertel vir mense iets wat ons baie keer doen, dan sê, maar hou net so 'n bietjie vas, ek wil net gou vir iets anders vertel. Dan onderbreek jy jouself en dan vertel jy iets anders en dan kom het, waar was ek nou met my storie en dan gaan jy weer aan met jou storie. Jy bring so ietsie tussenin. En as mens kyk aan die einde van 1 Korintiërs 12, dan staan daar, lê julle toe op die beste genadegawes. En as jy by 1 Korintiërs 14 kom, dan sê julle moet die liefde nastreef. Dit volg op 1 Korintiërs 12, as jy mooi in die Grieks lees. Maar onderbreek Paulus homself, sê maar, terwyl ek nou van hierdie liefde praat, ek moet net self onderbreek, ek het vir julle ietsie meer oor hierdie liefde sê. En dan skryf hy hierdie pragtige hoofstuk oor die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Die tweede is, hy sê, al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, so ek kan preek, en ek kan die geheimenisse van die Bybel uitlei, en ek besit al die kennis, en ek het wonderlike geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Hy sê in die derde, hy gaan hy nog verder, hy sê, al deel ek alles wat ek het aan ander uit, en al gee ek self my lewe prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen die liefde nie, baat dit my niks. Paulus begin en dan vat hy dit elke keer verder en verder uit, tot op die einde die meeste wat jy kan gee is jou hele lewe. En hy sê, al offer jy jou lewe op, maar jy het nie liefde nie, beteken dit niks. En dan kom hy en hy sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En hierdie liefde, hierdie wonderlike liefde, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit bedek alles, jou maat se foute, alles bedek met hierdie liefde. En dan kom en hy sê in die laaste gedeelte, en hierdie liefde vergaan nooit nie. Die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone taal en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil ook maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons van alle gesig sien soos dit werklik is. En dan kom in die daarste vers, hy sê nou geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Die liefde.
Ons het 3 versies wat ek wil uithaal. En die eerste is 1 Korintiërs 13. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Dit is natuurlik vers 13, 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Psalm 8 vers 4 en 5. As ek die hemel aanskou, as ek so opkyk na die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin jy plek gegee het, wat is die mens dan, dat jy aan hom dink? Ekskuus, daar het 'n tikfout ingekom. Die mensekind, dat jy na hom omsien. En dan Psalm 19, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is 'n stem, en tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Waar het alles begin? En ons het daar probeer begin met hierdie reeks van ons. Alles het begin toe God die wêreld geskep het. God het alles gemaak, en dis waaroor Psalm 8 en Psalm 19 skryf ook, en hy het ons ook gemaak. En ons het gelees dat God wat alles gemaak het 7 wetmatighede wat ons uithaal gegee, waarvan ons hierdie skepping lewe, en wat ons uit die skepping kan leer, en wat vir ons as mense wetmatighede is, met ander woorde, dit is net so. Hierdie dinge moet jy hê, volgens jy sal lewe, en hierdie dinge sal bepaal of jy sukses kan behaal en gelukkig kan lewe. En die eerste een het ons verlede donderdag aand gehoor met hemelvaart, en dit is dat elke mens en elke iets op aarde het potensiaal. 'n Koringsaadjie, 'n mieliepit het die potensiaal om 'n plant te word, en soveel pitte kan daar uitgroei. 'n Boomsaadjie het die potensiaal om so groot te word en soveel vrugte te dra. Elke mens het potensiaal. Daar is nie 'n mens sonder potensiaal nie. En die vraag is of jy die potensiaal wat God vir jou gee gaan bereik. Die tweede wat ons gehoor het Sondagoggend is, ons het almal die gawe ontvang. En ons moet dit benut om te kan ontvang van die Here, maar ook om te gee. As ons net ontvang, Dominee Pieter het volgende daar by die afdeling oor die beeld gebruik ook, is jy soos 'n watertank wat volgetap word, maar hy gee nie. En dan vra die water nie. En ek het die beeld gebruik van die dooie see waar die water inloop, maar dit loop nie weer uit nie. Dis hoekom hy die dooie see is en niks lewe in hom nie. Net noord van hom, die see van Galilea, helder skoon water, want hy loop in en hy loop uit. Hy het ontvang en hy gee. En die Here het niks van vir my en vir jou gegee dat dit myne moet wees nie. Niks wat ons het is ons nie. Onthou dit, elke sent wat jy het, elke kledingstuk wat jy het, die huis waarin jy bly, die kar wat jy ry vir jou geleen. As dit joune was, sal jy dit altyd hê en jy gaan dit verloor. Ons gaan almal op 'n dag weg en ons gaan afstand doen van alles wat ons besit. Dit is vir ons geleen. En dit is vir ons geleen met die doel gegee om te gee, om iets daarvan te gee, om iets daarmee te doen, om uit te gee aan die wêreld, om God te dien. Die derde wat ons gehoor het, gisteraand is, dat alles in die lewe het oorsaak en gevolg. Niks gebeur sommer. In die natuur gebeur dit en dan gebeur dit en dit volg daarop. En in ons lewe ook, die besluite wat ons neem, het gevolge. En daarom is so belangrik, dat ons die regte besluite neem, die oorsaak. En as ek kies vir Jesus, en as ek elke dag kies, dat die Heilige Gees my lewe bestuur en my lei, dan is dit die oorsaak. En logies, dan gaan die gevolge wees, dat ek as kind van die Here lewe. As ek sonde my lewe inlaat, die Bybel sê, wat jy saai, sal jy oes. En as ek sonde inlaat, deur wat ek kyk op die TV, wat ek hoor by mense, wat ek praat met mense, saai ek sonde, gaan ek sonde oes, en gaan ek hel toe gaan. Maar as ek dit oes, saai wat die Here vir my gee, en dat hy in my hart saai, dan sal my lewe dit oes. Dit is net logies, dit is 'n wetmatigheid. En vanaand kom ons by die 4de wetmatigheid, wat vir my kosbaar is, en dit is die wet van die minste inspanning. Die wet van die minste inspanning. En dadelik wil ek vir julle sê, as 'n mens na die natuur kyk, het God die natuur op 'n wonderlike manier gemaak. Dat alles in die natuur gebeur op die mees doeltreffende, minste inspanning wyse. Gaan sit net op 'n dag langs 'n waterstroompie in die natuur en kyk hoe die water vloei. En dan weet jy, dis die wet van die minste inspanning. Gaan kyk net in die wildtuin in die natuur, gaan sit daar en alles gebeur met die minste inspanning.
'n leeu sal nie op reis gaan om iewers ver aan die ander kant van die wildtuin iets te gaan eet nie. Hy doen dit wat vir hom die naaste is. 'n Bokkie wei daar waar die naaste gras is. Van die kleinste tot die grootste dier volg die weg van die minste inspanning. Alles werk net so. Niks werk anders as in die minste inspanning. En die hele natuur het vrede en harmonie, want die hele natuur van God werk soos wat God dit bepaal het om te doen. En dis die natuur se manier. En as mens mooi na die natuur kyk, dan kyk jy, as jy iets soos gras vat, jy gaan nie gras kry wat besluit ons groei, maar ons gaan nou eers bietjie kant toe groei en dan gaan ons opgroei nie. Gras groei op. Behalwe as hy om iets moet groei, dan groei om het en dan groei hy op, want hy moet lig kry. 'n Boom groei op. 'n Boom gaan nie van self besluit, ek gaan 'n bietjie kant toe groei en dan gaan ek opgroei nie. Die Here het dit so geskep dat dit groei op na waar die sonlig vandaan kom, wat krag gee, en dit groei uit die grond waar hulle krag kry. Gras is gemaak om te groei, daarom groei dit. Voeltjies is gemaak om te vlieg. En daarom vlieg hulle. Hulle besluit nie om te vlieg nie. Hulle vlieg net. Want die Here het hulle so gemaak. Trouwens, Salomo skryf al in die Spreuke en dan sê hy, hulle vlieg so asof God vir hulle 'n pad in die hemelruim geplaas het. En hulle vlieg met daai pad. En hulle weet hoe om van hier af die swaalkies te vlieg, op 'n reguit pad, die beste pad, om die noordelike halfrond te kom. En hulle is nou al weg, al ons swaalkies. Julle sien, hulle is mos nie meer hier nie, want hulle broei nou weer in die winter daar in die noordelike halfrond. En as dit daar weer koud word, dan vlieg hulle weer terug om hier by ons te wees. Dis waar hulle gemaak is. En as hulle vlieg, gaan hulle nie besluit, maar hierdie jaar gaan ons bietjie 'n draai in 'n ander land in die ooste of die weste gaan maak nie. Hulle vlieg die reguit pad wat die Here vir hulle gegee het om te vlieg. Hulle vlieg op daai pad. Visse is gemaak om te swem. En daarom dink visse nie daaroor nie, hulle swem. En 'n vis gaan nie partykeer bietjie uit die water uitklim en besluit, ek wil bietjie voel hoe voel dit om op die land te loop nie. Want dis nie voor balbare baber, sal miskien as daar te min water is 'n entjie, maar dan gaan nie ook reguit weer water toe. Maar visse swem, want so is hulle gemaak. En so kan jy in die natuur gaan kyk na elke ietsie in die natuur. En die Here het die hele skepping so gemaak, en dis wat Psalm 8 sê, as ek opkyk, en ek dink daaroor hoe die aarde om sy eie as draai. God het hom so gemaak, en hy draai om sy as, en hy draai met die regte spoed, hy kan staan nie partykeer bietjie stil nie, want as die aarde in Januarie, Februarie maand, 11 uur of 12 uur in die dag, net vir 'n uur langer sou stil staan, sal daar niks in Suid-Afrika van enige oeste oorbly nie, want die hele Suid-Afrika of die suidelike halfrond sal oorverhit. En as hy vir 'n dag sou stil staan, sal mense doodbrand. En as hy vir 'n dag in die winter gaan stil staan in die nag, gaan die noordelike halfrond toe ys. Maar God het hom gemaak dat hy in 24 uur om sy as draai. En almal kan lewe en hy werk so. En so het hy die planete en die sterre en alles in hulle bane geplaas. En hulle doen dit soos God dit beplan het. En daarna kyk die psalmdigter op en hy dink daaroor en hy dink, soos ons al almal gedink het, hoe wonderlik het die Here alles geskep. En alles is suksesvol en alles het harmonie en alles is gelukkig in die natuur. Gaan sit enige plek in die natuur en jy ervaar die geluk en die vreugde wat God daaraan gee. En daarom dat Psalm 19 sê, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. En Psalm 8 sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin hy plek gegee het, wat is die mens dan daarom dink, die mensekind, dat hy na hom omsien. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. En tog gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en 'n taal bereik die uithoeke van die aarde. Die tweede iets is, as ons na die woord van die Here gaan kyk, wat leer die woord vir ons? En dan lees ons so mooi in die woord van die Here, hoe dat alles in die natuur, ook in die woord vir ons duidelik gemaak word. Die woord van die Here is volmaak, en dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, en dit gee wysheid, sê Psalm 19. Aan die wat onervare is, die bevele van die Here, lei die regte pad aan, die koers aan, en dit bring blydskap.
En dan wil hy vir ons sê, mense, as julle dink die natuur is wonderlik, nog beter, en daarom dat Dawid in Psalm 19 begin by die natuur en hulle daaroor alles vertel, en dan kom hy terug na die woord toe. En dan vat hy die woord, en so ek net nog hy praat van die bepalings en die opdragte en die wette en die eise, en dan sê hy, alles van dit is volmaak. Alles van dit is perfek. Alles van dit, hy sê is kosbaarder as goud. Hy kan nie dink aan iets beter as goud nie. Nou dis beter as goud. Hy kan nie dink aan iets soeter as heuning nie. Dit is soeter in jou lewe as heuning. En daar's niks wat vir jou meer sukses kan bepaal in die lewe as die woord van God, en wat vir jou beter geluk kan bring as die woord van God nie. En as jy nou dit alles gedink het, dan kom kyk ons na die mens. En weet julle, die mens het van dag 1 af, die mens wat God gemaak het as die kroon van sy skepping, van dag 1 af in die skeppingsverhaal, probeer die mens om alles verkeerd te doen. Neig die mens om alles wat God so perfek gemaak het, te breek. Hoeveel kere kom ons op plekke, dan sê ons, hierdie plek was perfek, totdat die mense hier gekom het. As mens die hele Suid-Afrikaanse kus omvat, van oos tot wes, is die mooiste stukkie kus, en julle kan maar gaan kyk, ons het daar gestap, rondom die hele Suid-Afrikaanse kus, van Port Nolloth af reg om tot bo by Mosambiek, is die stukkie tussen Infanta, by die rivier, en tot by, naby Anniston, Wanhuiskraans. Hoekom? Want in die oudheid van die ou regering, het hulle die bomme daar getoets in die vegvliegtuie, en daarom was daai 'n spergebied, vir 60-70 jaar, het geen mense daar gekom nie. En toe daar stap, toe sien ons, hoe het die Here dit gemaak? Hoe lyk die seekatte, en die visse, en alles is perfek in oorvloed, want die was nie mense nie. Maar daar waar mense kom, daar bly niks oor nie. Ons breek alles, en ons maak alles stukkend, en ons doen alles verkeerd. En ons maak dit vir onsself moeiliker, en moeiliker, en moeiliker in die lewe. Ons besoedel die aarde, en ons maak dit vir onsself sleg en moeilik. Hoe kan 'n mens leef, dat die wêreld vir jou makliker word? Wat is die pad van die minste inspanning, wat God vir die mens bepaal het? En weet julle waar lees 'n mens dit? Toe iemand vir die Here vra, Here, hierdie perfekte wet van U, vat dit bietjie vir my saam, wat is die hoogtepunt daarvan? Wat is die heel belangrikste iets? Vra die skrifgeleerde vir die Here. En toe sê die Here vir hom, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie, wil die Here sê, is alles wat in hierdie hele Ou Testament, dis die wet en die profete, alles wat daar aangestaan, is vasgevat, saamgevat in hierdie 2. Jy moet vir God lief hê met alles, en julle moet mekaar lief hê met alles. En dit is die pad van die minste weerstand. Daar's geen ander manier om gelukkig te wees nie. En daarom skryf ek daar, ware sukses en geluk kan net in, deur en uit liefde geskied. En hoor nou wat ek sê, daar is nie maar een gelukkige mens in die hele wêreld, as hy nie lief het nie. Dit kan die rykste ou op die aarde wees, maak nie saak wie hy is nie. En dit kan die mens wees wat die hoogste punt bereik het in die wêreld. Hy kan die president van Amerika wees as hy wil, of wie ook al. Maar as hy nie liefde het nie, het hy nog nie sukses behaal nie, en is hy nie gelukkig nie. Daar bestaan nie iets op aarde, soos sukses en geluk sonder liefde nie. En liefde is die pad van die minste inspanning. Liefde is die natuurlike pad. Liefde is hoe die Here ons geskep het. As 'n babietjie gebore word, het 'n mamma nie nodig om vir die babietjie te sê, wees lief vir my nie.
Die babietjie doen dit sonder inspanning. Dit is sommer net van self. Die babietjie gryp vir mamma vas en die babietjie is lief vir mamma. Totdat mamma die babietjie dalk verwerp, soos die Bybel vir ons baie keer leer. Maar die pad van die minste inspanning is die pad van die liefde. En daarom is die vraag, hoe kan ons die Here daarop antwoord? Hoe kan ons vanaand sê, Here, maar ek wil ook so 'n maklike lewe hê. Ek wil ook so 'n gelukkige lewe hê. En ek wil ook so 'n suksesvolle lewe hê. Ek wil hê dit moet goed gaan met my. Dan die antwoord wat die Here vir ons gee, dink ek, kom in aanvaarding. Jy moet in die eerste plek, jy moet aanvaar wie jy is. En jy moet aanvaar waar jy is. En jy moet aanvaar wat jy het. Ek sê so baie keer, jy is gelukkig as daar 3 dinge ook in jou lewe is. Ek is wie ek wil wees, ek is waar ek wil wees en ek het wat ek wil hê. En jy moet aanvaar wat jy het. Dit het die Here vir jou beplan. En jy moet jou nooit vergelyk met enige ander mens nie. En ek is gelukkig om in volgwil te wees, en ek is gelukkig om te wees wie ek is, en ek is gelukkig met die vrou wat ek het, en ek is gelukkig waar ek is. Dan het jy daai geluk, jy aanvaar dit. Jy aanvaar wat die Here vir jou gee. Maar saam met dit kan jy net gebeur as ek Jesus se liefde vir my aanvaar en as ek sy liefde wil uitlewe. Die oomblik as jy Jesus se liefde, hy staan daar en hy bied dit vir elke mens op die aarde aan. Jy moet niks doen nie, jy moet net aanvaar. Dis as 'n man wat vir 'n meisie sê ek wil met jou trou, ek het jou lief. Sy moet niks doen nie, sy moet net antwoord. Het ek jou ook lief? Dan moet sy sê ja. En die vraag is, die Here sê vir elkeen van ons oor en oor en oor, elke dag in ons lewe, hoeveel kere, ek het jou lief. Ek het jou so lief, ek het aan die kruis vir jou dood gegaan, so lief het ek jou. En nou ek moet dit aanvaar. En as ek dit aanvaar het, dan kan ek die tweede stap doen, en dis om verantwoordelikheid te neem. Dan neem ek die verantwoordelikheid om te sê, Here, maar dan as ek u liefde aanvaar het, ek wil u liefde uitleef. Ek wil nou daai liefde moet nou mos soos 'n helder rivierstroompie deur my vloei. Daai liefde moet ek ontvang en gee. En daai liefde gaan vir my potensiaal wys. En daai liefde gaan vir my al die wetmatighede in my lewe laat plaasvind, want ek aanvaar u liefde, soos u dit vir my gee. En die derde is, jy moet jou weerloosheid aanvaar. En ek het nogal gedink, mens moet dit daaraan sit. Jy moet aanvaar dat jy weerloos is. Jy moet aanvaar dat ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. En alles gebeur nie elke dag soos ek en jy dit wil hê nie. En daarom gaan mense baie keer jou liefde vertrap. En mense gaan baie keer teen jou draai. En mense gaan jou hartseer maak. En daar gaan lelike dinge gebeur met kinders van die Here ook. En ek moet dit eenvoudig aanvaar. Ek is weerloos in hierdie wêreld en ek is nie volmaak nie. En ek aanvaar ek gaan ook foute maak. En ek aanvaar ek gaan baie keer ook nie die liefde van die Here uitdra soos ek dit moes uitdra nie. Maar dan gaan ek omdraai en op my knieë teruggaan en vir die Here sê, Here, vergewe my en help my om die pad van die liefde te loop wat u vir my gee. Om u liefde wat ek aanvaar het uit te leef teenoor alle mense, onder alle omstandighede en alle tye. Maak nie saak wat die wêreld aan my doen nie. Want die wêreld kan aan my doen wat hulle wil, maar hulle kan nie vir my bepaal wat my reaksie is nie en wat ek gaan terug doen nie. Ek gaan terug liefde doen. Dit het Jesus vir ons die voorbeeld ingestel. Mag die Here ons help. Elke aand dink ons aan 'n Bybelse persoon. En ek wil vra, wie van julle kan dink, aan wie dink ek vanaand? En ek dink vanaand aan een van die disippels, vir wie die Jesus baie lief was. En as jou hand weer, dan kan jy dadelik opsteek. Enig iemand. Kobus? Sê weer? Nee, hy het vir Petrus 3 keer gevra, het jy my liefde, sê Petrus ja. Maar hy sê die disipel van die liefde nie. Kom ek sê tweede riglyn. Jesus het hom lief gehad, en die tweede ding wat ek wil sê is, hy was die jongste disipel. Weet julle nou al? Ja? Johannes. Johannes was die jongste disipel. Op daai portret van Michelangelo is hy die een wat geteken is, wat langs Jesus sit. Hy is ook die een vir wie Jesus aan die kruis mos gesê het, moeder, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En die jong Johannes het vir Maria in sy huis gevat. Want Johannes
Hy het in Efese gaan die predikant wees, hy het die evangelie in Efese gaan verkondig, wat op 'n stadium die grootste Christelike kerk in die wêreld was, in Efese, wat eers daar aan die kus van Turkye is in Klein-Asië. En Maria is op 'n hoë ouderdom in Efese dood. En ek weet nie of almal dit weet nie, Johannes is die enigste disipel van die 12, wat 'n natuurlike dood gesterf het. Hy het van ouderdom normaalweg dood te gaan. Al 11 die ander disipels is doodgemaak. Johannes is ook die een wat, ek wou gesê die volgende, wat toe hulle gehardloop het die sondagoggend, hy en Petrus, en hy is mos so jonger as Petrus, hy kon vinniger hardloop, hy was die eerste een wat by die graf gekom het en ingegaan het, en gesien het, die graf is leeg. En ons lees in Johannes 21 vers 20 van hom, en dis Johannes. Maar die belangrike is nie vanaand, Jesus het vir Johannes, het almal gedink die liefste gehad, maar vanaand dink ek, van al die mense op die hele aarde, het die Here Jesus my die liefste. En ek hoop jy stry nou met my. En jy sê, ek dink jy's verkeerd. Want ek dink die Here het vir my die liefste. En vir my en vir my. Ek kom uit 'n groot gesin. En dis die wonderlike, ons kinders het baie daaroor gepraat. Ek het altyd gedink, ek is my pa en ma se witbroodjie, hy is vir my die liefste. En dan praat ons met die boeties en sê, nee, maar ek het weer dit gedink, dat hulle is vir my die liefste. En dis die wonderlike, 'n pa en 'n ma is vir al hulle kinders, ons het 3 kinders, ons is vir elkeen van ons kinders die liefste. Ek kan glad nie dink, wat 'n kind het jy die liefste nie. Net so dink ek die Here het vir een van ons, hy het ons almal die liefste, dis al wat ek kan sê. En hy het jou so lief. En dis die pad van die minste inspanning, as jy in die liefde van die Here lewe, in jou huwelik, in jou gesin, in jou werk, tussen mense, want dan het jy sukses, en dan het jy vreugde, en dan gaan dit goed met jou. Amen. Here, dankie dat jy vir ons kom leer, dat die lewe eintlik makliker is, as wat ons mense dit maak. Here, dat die voëls en die visse en die gras en die veld, en die planete en die sterre en die maan en die aarde op sy as, vir ons die les verleer, doen maar net waarvoor die Here jou gemaak het. En Here het vir ons gesê, ek het julle gemaak, in die eerste plek net om lief te hê. Help ons om lief te hê, en aan te hou lief te hê, u lief te hê, mekaar lief te hê. En Here, dan weet ons is vanaand die gelukkigste mense in die heelal. Dankie vir u liefde, vir u vreugde en vir u geluk wat u vir ons gee. Amen. Kom ons sluit af met lied 530. Lied 530, ons kan hom Debbie, ek dink aan dis die liedjie wat mens so op kan sing op die wysie van, as ek nie verkeerd is nie, ek moes eintlik vooraf gevra het, lied 530 op die, nee, praat ek mense engele tale, is die gewone wysie, ja. Praat ek mense engele tale, maak dit nie die liefde, en ek het aan 'n ander wysie gedink. Al 3 die versies, ons sing het staande, daarna kan julle weer julle plekke inneem. Praat ek mense engle tale, maar dis nie die liefde nie.
Kom ons sê net eers voor ons die seënbede sing. Vir hulle baie dankie. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. En dan wil ek vir julle sê, wat is wonderwerke? Hoe werk wonderwerke? Wonderwerke is wanneer iemand sit en in sy studeerkamer 'n preek voorberei wat die Here vir hom gee. En die preek kom onder andere uit Psalm 8 wat sê, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hoe glansryk al wat U gemaak het. En uit Psalm 16, die 2 psalms wat in lied 464 die beste beskryf word. En sonder dat hulle dit weet, sing hulle vanaand aan die einde hierdie lied. Ek het gedink, mens kan die lied sing of oor die liefde, dis sing ons oor die liefde. Dis soos die Here dit beplan. Dankie Debbie. En dis nie jou werk nie, en dis nie hulle werk nie, dis die Here se werk. Dis wonderwerke. Kom ons sluit af, laat hulle vir ons die seënbede sing. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, dat hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Wys hom net, dan sing ons saam. Here sien jou en genade jou, skyn sy aangesig oor jou, genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Julle is welkom vir 'n koppie koffie en tee en die kollekte by die deure gee ons vir